Ons kyk vandag weer na die Junie 2017 vraestel van graad 10, maar nie met die departement se vrae nie, met my eie vrae, wat ek hier onder op die skerm het. So, ons weet reeds alles wat ons uitgewerk het, wat die departement vir ons gevra het. So weet ons byvoorbeeld dat f van x gelyk is aan 4 op 9x kwadraat. Dit is hier die parabool, kyk daar is hy met die f gemerk, en ons het die vergelyking van die reguit lyn wat hulle vir my gegee het hier. Ons het reeds die koördinate van die punt C uitgewerk, dit is by x is gelyk aan -3 op 2 en y is gelyk aan 1. Ons het reeds die x-afsnit van die reguit lyn uitgewerk, dit is by x is gelyk aan -3. En ons weet eintlik ook dat die y-afsnit van die reguit lyn by y gelyk aan 2 is, want ons sien dit hier. So die vraag waarna ek gaan kyk, die eerste vraag is baie maklik, maar daarna raak dit baie interessanter. So kom ons kyk net na die eerste maklike vraagie gou-gou. Hulle wil hê ek moet bereken die lengte van BO. So BO is daarvan BA reguit af na O toe, en omdat ek weet dat dit by 2 is en dit by 0 is, hierdie punt O se koördinate is mos 0, 0, weet ek dat hulle presies 1, 2 eenhede van mekaar is. So jy kan maar net sê BO is gelyk aan 2 eenhede. Dit sou ook gewerk het as jy wou sê die grootste y-waarde wat 2 is, minus die kleinste y-waarde wat 0 is. Goed, kom ons kyk nou na nommer 2. Vir watter waardes van x is f van x groter of gelyk aan h van x? Nou wat beteken f van x? Dit beteken die y-koördinate op die grafiek van f. Y-koördinate van punte op die grafiek van f. Kom ons sê maar y-waardes op die grafiek van f. En h van x beteken die y-waardes op die grafiek van h. En ek wil nou weet, waar is die y-waardes op f groter of gelyk aan die y-waardes op h? Nou eers moet jy 'n bietjie dink oor hoe werk die y-waardes. Jy sien as jy hier na die y-as kyk, en jy begin hier by die oorsprong, hoe hoër jy boontoe gaan, hoe groter word jou y-koördinaat. Hier is dit 0, daar by C is y gelyk aan 1, by B is y gelyk aan 2, by D is y gelyk aan 4. So hoe hoër ek opgaan, hoe groter my y-waarde. Ek gaan dit sommer neerskryf. Hoe hoër, hoe groter is my y-waarde. So as ek wil hê dat die y-waardes van f groter of gelyk aan die van h moet wees, beteken dit dat f hoër of bokant, f hoër of bokant h moet wees. So dis wat ek gaan soek in my grafiek. Nou ek wil hier 'n reguit lyn gou trek, 'n vertikale lyn wat ons 'n bietjie kan gebruik. Ek wil hom beweeg na die grafiek toe. En ek doen dit sodat jy kan sien waar is die hoër y-waarde nou. Nou, as ek kyk, hier is my y-waarde by f, dis ietsie wat definitief groter as 4 is, sê maar 6 of 7, en hier is my y-koördinaat op h, dis 'n negatiewe waarde. Dit is maklik om te sien dat daar, waar ek nou die lyn getrek het, is 'n vertikale lyn.
het F die groter y-waarde. En dis juis wat ons soek. F moet bokant H wees. Goed, kom ek beweeg die punt weer 'n bietjie. As ek hier is dit nog steeds duidelik dat die waarde hier op F, as ek na die y-as toe gaan, hoër is of groter is as die waarde wat ek op die reguit lyn sou kry. Maar wanneer ek my punt beweeg, my lyn beweeg by die punt C, wat gebeur nou? Nou het hulle dieselfde y-waarde. Y is gelyk aan 1 vir C en C lê op die reguit lyn en C lê ook op die parabool. So vir al hierdie waardes, ek wil dit nou net in groen maak, vir al hierdie x'e, daar links, my links is nou nie baie reguit nie, maar ek dink jy kan sien. Ons begin hier by C en dan links van C is my parabool hoër as my reguit lyn. Goed om nou neer te skryf dat dit al die punte is waar ek links van C is dit al die punte wat links van hierdie x-koördinaat van C, wat by -3 op 2 is. Dus kan ek sê, x is kleiner of gelyk aan -3 op 2, want op die x-as, hoe meer links ek gaan, hoe kleiner word my x-waardes. En dan kan ek verder toets, as ek my lyn verder beweeg, sê maar tot daar, definitief is my reguit lyn nou bokant my parabool, so die y-waardes daar is groter as die y-waardes op die parabool. En so hou dit aan dat die reguit lyn bokant is, totdat ek by die punt D kom. Want wat by die punt D gebeur, is dat die twee weer gelyk is. Vir albei daardie punte is die dis is net een punt, maar dis op albei grafieke, is die y-koördinaat 4. En na dit, so aan die ander kant, daardie kant, is dit weer so dat die parabool groter as die reguit lyn is. Ag, ek dink ek hoef nie regtig die lyn te beweeg nie, maar kom ek wys julle maar, daar is die parabool definitief bokant die reguit lyn. So kom ons skuif net die reguit lyn uit. Ek hoop ek kan hom raak gevat kry, daar sy. Ons skuif hom net uit, want ek het hom nie verder nodig nie. So, vir al hierdie punte van D af na regs, sal x wees groter of gelyk aan 3. Want x hier is gelyk aan 3 en x word groter as ek na regs beweeg. Nou, jy moet onthou dat jy altyd of hierin sit. En in wiskunde beteken op dieselfde tyd. Nou, dit is nie moontlik dat 'n punt op dieselfde tyd hier en hier is nie. Ek praat van dieselfde punt. So hierdie punt hier, x gelyk aan -5, kan nie ook lê waar x groter as 3 is nie. So dit is altyd 'n of. Kom ons beweeg na vraag 3. Nou vraag 3 sê, waar is, bepaal die waardes van x, waarvoor f van x vermenigvuldig met h van x groter of gelyk aan 0 is. Nou, voordat ek dit beantwoord, wil ek my sketsie skoon maak. Al wat nou bly is die antwoorde wat ek reeds uitgewerk het vir die vorige vraag, die departementse vraag. Nou, ons moet 'n bietjie dink. F van x maal met h van x moet groter of gelyk aan 0 wees. Nou, groter of gelyk aan 0 beteken dat ek 'n positiewe antwoord moet hê. Ek wil net van die lyntjie ontslaa raak gou. Goed, so ek wil die y-koördinate van punte op F vermenigvuldig met die y-koördinate van punte op H, en ek wil 'n
positiewe antwoord hê. Nou, ek kan net 'n positiewe antwoord kry as dit 'n plus maal 'n plus is, dit gaan vir my 'n positiewe antwoord gee, of as dit 'n min maal 'n min is, dit gaan ook vir my 'n positiewe antwoord gee. As ek egter na f van x kyk, daar's f van x. Wat is sy kleinste y-waarde? Dis hier by 0. En dan is al die punte op die grafiek het 'n y-waarde wat groter as 0 is. So, vir f van x is sy y-waardes altyd groter of gelyk aan 0, vir enige reële getal, vir hierdie spesifieke f nou. So, ek hoef nie eers na hierdie tweede geval te kyk, waar ek 'n min maal 'n min het nie, want f gaan nie negatief word nie. So, kom ons vee hierdie tweede geval uit en ons kyk. Ek soek dus nou na plekke waar f positief is, en ons het gesien, dit is vir alle reële getalle, en h moet positief wees. Nou, waar is h positief? Onthou, dis die y-waardes van h, en y-waardes is positief wanneer die grafiek bokant die x-as is. Met ander woorde, dit gaan hier begin by x is gelyk aan -3 en dan al die pad na regs. En as ek na regs gaan, word my x-e groter. So dit gaan wees, kom ons skryf in swart, x is groter of gelyk aan -3. Goed, kom ons vee uit en dan doen ons vraag 4 en 5. Bietjie 'n groter uitveer kry. Ek gaan die skets ook skoonmaak, want hier is nou te veel opgeskryf. Ons beweeg net weer vir 1, 2 en 3 uit die pad uit. Nou gaan ons vraag 4 beantwoord. Ek sien daar is nog 'n bietjie geskryf. Goed, vraag 4 sê, beskryf die transformasie in woorde van f na g. Met ander woorde, ons gaan f verander. Hier is die vergelyking van f. En ons gaan hom nou maak na g, as g van x gelyk is aan f van x minus 3. Nou, julle het geleer dat as ek 'n -3 bysit, dan beweeg die grafiek 3 eenhede af. Dit is presies wat die transformasie gaan wees. Maar ek wil dit net ook uitwerk. F van x is 4 op 9x kwadraat. Goed, so dit het ek nou in die plek van die f van x geskryf, en dan kort ek nog 'n -3. So dit is hoe g van x lyk. So dit beteken dat die grafiek van f 3 eenhede laer moet wees. Dit beteken hier op die y-as gaan dit nie meer deur die oorsprong nie, dit gaan 3 eenhede laer. So dit is min of meer hoe die grafiek van g gaan lyk. Nou, jy het nie nodig gehad om dit te teken nie, ek doen dit omdat ek vir jou wil verduidelik. So, tog. G van x is 4 op 9x kwadraat, dit is maar f van x wat 3 eenhede afwaarts beweeg het. Beskryf die transformasie. So jy sal sê, jou regte antwoord is, f het 3 eenhede afwaarts. Of af is ook goed. F het 3 ene af beweeg. Goed, dit is nou in woorde. Dan vraag 5, vra vir my vir die waardeversameling van g. Nou g is nou hierdie nuwe funksie. Hy het 'n kleinste x-waarde, ‘n kleinste y-waarde hier. En wat is my y-waarde daar?
Dit is -3, want die grafiek het 3 eenhede afbeweeg. So my kleinste waarde is -3 en dan is die hele grafiek van G bokant dit en as ek bokant -3 is, dan is Y groter of gelyk aan -3. Ek moet net onthou is 'n versameling, so ek sit ook by Y is 'n element van reële getalle, of as 'n interval kan jy sê Y is 'n element van -3 en dit hou vir ewig aan opwaarts beweeg. So dit is wat die plus oneindig met sy ronde hakie beteken, en -3 met 'n vierkantige hakie beteken -3 is ingesluit. Hier sal jy ook sien -3 is ingesluit met die gelykaanteken daar, want dit is 'n punt op die grafiek.